So nou is ons by les 5, wat gaan oor groepering en die verandering van teken. So nog steeds te doen met gemeenskaplike faktor, weer eens door soms uit van plekke iets wat jy moet doen, voor hy dieselfde gaan lyk. So wat hulle sê is, wanneer twee hakies amper identies is, maar die terme lyk net omgeruil, kan jy -1 uithaal in die tweede hakie, en dan die tekens verander, om sodanende die hakies identies, of 'n gemeene hakie te kry. Alright, so wat beteken dit? As ons kyk na voorbeeld 1, sien jy het x hakie x minus 3, minus y hakie 3 minus x. My twee hakies, x minus 3, 3 minus x, is amper dieselfde. Maar wat is fout? Sien jy in jou eerste hakie, wat is my x? My x is positief. Maar wat is my x in my tweede hakie? Hy is negatief. Alright, in my eerste hakie is my 3 negatief, en is minus 3. Maar my tweede hakie is my 3 positief. So sien jy, wat is verskillend tussen hulle? Nie net hulle volgorde nie, maar hulle tekens. So met ander woorde, ek wil hierdie twee kan omruil, wat beteken ek met daai minus kan uithaal. So wat doen ek as dit gebeur, dat my twee hakies amper identies is, maar hulle tekens verskil? Jy gaan daai minus wat daar binne is, uithaal, en om hier na die voorkant te skuif. So met ander woorde, niks in die eerste hakie nie, dit bly net x, hakie x minus 3. Nou haal ek 'n minus uit. Wat gaan daai minus en daai minus voor daai y word? 'n minus met 'n minus word altyd 'n plus. So met ander woorde, die teken vooraan gaan verander. So hy word dan plus y hakie. Wat gaan ek met hierdie twee doen? Die feit dat ek daai minus uitgehaal het, sê vir my hierdie twee gaan nou omruil. Met ander woorde, die x wat negatief was, word nou my positiewe 1, en die 3 wat positief was, word nou my negatiewe 1. So al wat ek doen, kyk gou mooi na die verskil tussen hierdie 1 en wat ons nou het, is die teken voorin verander, en dit wat in die hakie is, ruil om. Alright, so wat het ek nou? Nou kan ek sien, maar daar het ek 'n x minus 3, en daar het ek 'n x minus 3. So daai twee hakies is dieselfde. So ek haal hom gemeenskaplik uit, so met ander woorde, hy is nou weg, so ek moet nou kyk wat gaan oorbly, so wat oorbly is 'n x plus y. So in my hakie vervang ek dan 'n x plus y. Right, selfde is so by voorbeeld 2, hulle gee vir jou 3a, hakie a minus 4, by die 6 hakie 4 minus a. Kyk na my eerste term, of my eerste hakie, my a is positief, maar hierso is my a negatief. Hierso is my 4 negatief, maar hierso is my 4 positief. So wat is fout? Sien jy die twee se tekens is verskillend. Met ander woorde, ek gaan 'n minus uithaal. Haal ek 'n minus uit, beteken dat hierdie teken hier vooraan gaan verander. Right, so my eerste breek, of my eerste hakie bly dieselfde, so dit bly 3a, hakie a minus 4, daai minus en daai minus word nou 'n plus. 6, en onthou, as jy die minus uitgehaal het, verander hierdie teken, so my a wat negatief is, word nou positief, en my 4 wat positief was, word nou negatief. Alright, sien jy dat jou twee hakies nou dieselfde is? Met ander woorde, ek en hulle gaan gemeenskaplik uithaal. So ek haal die a minus 4 uit, en dan bly ek oor, as hulle nou weg is, met 3a plus 6. Okay, so daar het jy daai deel gefaktoriseer, maar hier is ons 'n lekker uit van plakkie. As jy kyk in hierdie tweede hakie, sien jy dat hierso is 'n 3 en daarso is 'n 6. Is daar nie 'n getal wat in 3 en in 6 in kan deel nie? Ja, daar is. Right, 3 bly 3, maar wat is die faktore van 6? Dit is 2 maal 3. So sien julle altyd nog eers 'n faktor van 3. So jy gaan 'n gemeenskaplike faktor van 3 gaan uithaal, ons skryf dit altyd vooraan, en dan moet ek kyk waarmee bly ek oor. So as ek daai 3 uitgehaal het, bly ek net oor met a plus, as ek daai 3 uithaal, waarmee bly ek oor? Met plus 2.
So jy moet altyd gaan seker maak, in daai hakie, is dit my finale antwoord. Right, voorbeeld 3. Right, selfde ding, so ek het in my eerste hakie M plus 5N, my tweede 5N plus M. Onthou met altyd eers seker te maak, is dit nodig om die hakies om te ruil. So as ek na my eerste een kyk, dan sien ek, okay, daai M is positief, maar in hierdie hakie is my M ook positief. Right, hier is my 5N positief, hier is my 5N positief. So sien jy, daar is nie 'n teken verskil hier nie. Beide die M en die 5N is positief, so al wat ek hier kan doen, is ek hulle net gaan omruil. Dit is net soos hier met voorbeeld 1 en 2, vir as jou tekens in jou hakies verskillend is, wat jy die teken ook moet verander. Maar hierso, omdat hulle dieselfde is, die tekens is dieselfde, al wat ek gaan doen is, ek gaan hom net omruil. So daar is dan M plus 5N, minus, hierdie word dan net M plus 5N. Great, my twee hakies is dieselfde, so met ander woorde, daai hakie en daai hakie is dieselfde, so ek kan hom gemeenskaplik uithaal. So ek haal hom uit, M plus 5N, so onthou as ek hom daar uithaal, en ek haal hom daar uit, waarmee bly ek oor? Ek bly oor met M minus, onthou daar moet iets na die minus staan, so daar is altyd die imaginary 1. So met ander woorde, ek bly oor met M minus 1. As daar 2 terme was, moet daar altyd 2 terme in jou hakie wees. Kyk hier, daar is niks anders wat gemeenskaplik is nie, so great, dit is die einde. Ok, voorbeeld 4, 4 hakie x plus 6, minus 3 hakie minus x minus 6. Right, so x is positief, 6 is positief, x is negatief, 6 is negatief. Met ander woorde, ek gaan 'n minus hier moet uithaal. Alright, wat beteken hier kom 'n minus by. Alright, so my eerste hakie bly dieselfde, hy bly 4 hakie x plus 6. Daai minus en daai minus maak daai nou plus 3x, en dan in hierdie hakie mag my tekens nou verander, want ek die minus uitgehaal, so die x was negatief, nou word hy positief x, die minus 6 was negatief, nou word hy plus 6. Right, nou sien ek, okay, maar daai hakie en daai hakie is nou dieselfde, so ek haal hom gemeenskaplik uit, skryf hom vooraan, en as hy nou weg is en hy is weg, waarmee bly ek oor? Ek bly oor met 4 plus 3x. So my tweede hakie gaan ek skryf 4 plus 3x. Right, laaste enetjie wat ons in hierdie video gaan doen is voorbeeld 5. So ek het 2 hakie x minus y kwadraat. So as gaan gou tree terug, onthou, jy moet hom eers gaan skryf as 2 hakies. Right, plus 3 hakie y minus x. So, ons sien ek maar hier se hakie en hier se hakie wat amper dieselfde is, maar nie heeltemal nie. Hierso is my x positief, hierso is my y negatief. Waar hierso is die y positief, maar die x is negatief. So met ander woorde, ek vir my tekens kan verander. So ek haal 'n minus uit, wat beteken hier vooraan gaan daar 'n minus bykom. So my eerste ding bly dieselfde, dis 2 hakie x minus y, x minus y. 'n minus en 'n plus word 'n minus 3, en omdat ek die minus uitgehaal het, beteken ek kan hierdie twee se tekens verander. So my x word positief, my y word negatief. Sien jy nou, dat daai hakie en daai hakie is dieselfde, so met ander woorde, ek gaan hom gemeenskaplik uithaal. Right, as hy weg is en hy weg is, moet ek kyk wat bly oor. So vooraan bly ek oor met 'n 2 hakie x minus y, en dan bly ek oor met my minus 3. So is 2 hakie x minus y minus 3. Of as jy wil, kan jy daai 2 inmaal, dan is jou finale antwoord 2x minus 2y minus 3. Right, so dit is wat hoofsaaklik wat jy doen as jy hakies het, waar die tekens nie dieselfde is nie. So onthou, hierso sê dit ook vir jou, toets eers. Right, jy gaan nie altyd nodig hê om jou tekens te verander, soos by nommer 3, was dit nie nodig om my tekens te verander, ek kon hulle net omruil.
Alright, dan verander jy die teken vooraan en die tekens binne in jou hakkie en dan orden jy jou terme en jy faktoriseer. Alright, so in die volgende video sal ons dan kyk na groepering.